Ek wil vanmôre vra dat jy jou Bybel vir my sal oopmaak, daar by Psalm 107, en ons gaan saam lees so vanaf vers 13. My tema vanmôre is, dood skaduwee. Dood skaduwee. Nou, ons bly so 'n bietjie in die boek Psalm, ons het verlede week so 'n bietjie na Psalm 23 gekyk, met die tema goedheid en guns. Vanmôre blaai ons so 'n paar blaadjies aan, na Psalm 107 toe, en ek wil hê jy moet gou saam met my lees. As jy 'n plek het, sê amen. Amen. Help dit as ek so 'n bietjie voor die tyd vir jou sê waar ek preek, sodat jy jou plekkie kan kry. Ek vergeet, ek gaan regtig probeer onthou. Psalm 107 vers 13 sê, en toe het hulle, dis die volk van die Here, toe het hulle die Here aangeroep in hulle benoudheid, en uit hulle angs het hy hulle verlos. Hy het hulle uit duisternis en uit doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. Laat hulle die Here loof om sy goedertierenheid en om sy weldade aan die mensekinders. Vers 16. Want hy het die koperdeure verbreek en die ystergrendels het die Here stikkend geslaan. My teksvers is vers 14. Hy sê, en hy het hulle uit duisternis en uit doodskaduwee laat uitgaan. Ek praat vanmôre met jou so 'n bietjie met die tema oor doodskaduwee. Nou, Psalm 107 begin met 'n opskrif, en die opskrif is vir my so mooi. Hy sê, 'n danklied vir die verlostes. En dan begin vers 1, die inleiding van hierdie Psalm. Hy sê, loof die Here want hy is goed, aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Dit moet die verlostes van die Here sê, wat hy uit hulle noodheid verlos het. Nou, waarvan praat hierdie psalmdigter? Ons weet dat die psalmdigter is onbekend. Ons weet hierdie psalm is so ongeveer 2.500 jaar terug geskryf. Maar hierdie psalm het gegaan oor die Jode wat in ballingskap was vir 70 jaar. En nadat hulle vir 70 jaar in ballingskap was, het die Here gehelp dat hulle verlos is uit ballingskap, en toe hulle terugkom in Jerusalem en terugkom in die land wat die Here aan hulle gegee het, skryf hierdie psalmdigter die psalm om die volk te herinner, om hulle aan te moedig, om terug te kyk na die ballingskap, om terug te kyk na wat die Here vir hulle gedoen het, en dat die Here hulle uit doodskaduwee van ballingskap uitgehaal het, en bemoedig die digter die volk aan, om die Here se naam groot te maak. Jeremia 25 vers 11 was daar 'n belofte van die Here wat gesê het, as die volk hulle nie gaan bekeer nie, gaan die Here hulle in ballingskap sit. En Jeremia 29 vers 11 kom die Here met 'n belofte wat hy sê, na 70 jaar, as julle bekeer, sal ek julle weer uit ballingskap uit terugvat na julle land toe. Nou kom die psalmdigter en hy sê vir die volk, begin om terug te kyk, onthou wat die Here vir julle gedoen het. Julle was in doodskaduwee, julle was in ballingskap, julle was gevangene, maar die Here het julle uitgehaal. Loof die Here, want aan sy goedheid is daar geen einde nie. Die hele psalm gaan oor die Here wat groot is. Ek lees in die psalm, hy praat van reisigers wat in die woestyn verdwaal het, maar die Here het hulle gered. Hy praat van mense wat in vreemde lande gevangene was, maar die Here het hulle uitgehaal. Hy praat van matrose en mense wat op skepe was, wat in storms beland het, maar die Here het hulle uitgedra. Uit elke situasie van doodskaduwee, maak nie saak wat die doodskaduwee was nie, het die Here gekom en sy volk elke keer uitgehaal. En die boodskap is dieselfde. Die mense beland in die nood, hulle roep tot God, God kom help hulle, en dan kom die psalmdigter en hy sê, loof die Here, herinner jouself daaraan, dat die Here goed is, groot is, en dat hy die mag het om sy kinders uit doodskaduwee te kom uithaal. En daarom praat ek met jou oor vers 13, hy sê, dat die Here het sy volk, sy kinders, hierdie heilige geslag wat God uit slawerny uit uitgehaal het, het hy uit doodskaduwee uit weggevat, want die Here is groot. Nou ek kan vir myself indink, dat ballingskap nogal 'n verskriklike ding was.
Ek glo nie ek en jy kan vir 'n oomblik onsself indink hoe groot en hoe ernstig en hoe hartseer ballingskap was nie. Die volk was uit hulle land uit weggevat met amper niks saam met hulle nie. Hulle kom in 'n vreemde land waar hulle vir 70 jaar ander gode moes aanbid. Hulle kan nie hulle eie God aanbid nie. Hulle het amper niks om te eet en niks om te drink nie. Daar's nie kos en klere nie. Dis baie erger as 'n konsentrasiekamp. En vir 70 jaar was die konings en die gevangenes en die amptenare was in die gevangenisse en die gewone mense was in ballingskap. En die Here kom met 'n wonderwerk en hy kom haal sy volk uit hierdie omstandigheid wat vir die volk soos doodskade weer gevoel het, kom ruk God hulle uit en hy sit hulle terug in die beloofde land. Hierdie woordjie doodskade weer in die diep Hebreëse konteks beteken die diepste, donkerste situasie waardeur jy al ooit gegaan het. 'n Plek van dood, 'n plek van hopeloosheid, 'n plek van angs, 'n plek van beklemming, 'n plek waar daar geen lig en lewe kan wees nie. En ek dink vir 'n oomblik, dit is hoe die volk gevoel het toe hulle weggelei is uit hulle mooi pragtige stad uit na ballingskap toe waar hulle niks kan doen behalwe is om in angs en in vrees te lewe nie. Kan ek gou sien wie ken doodskade weer? OK, net hierdie blok. Kom ek probeer hier. Wie ken doodskade weer? Kan ek gou vir jou vra, wie was al in doodskade weer? Daardie gevoel dat jy geen hoop het nie, dat jy angstig is, asof daar 'n doodsheid oor jou lewe gekom het, asof jy geen lig en geen uitkoms in jou lewe en in jou situasie gevoel het nie. Hierdie metafoor of hierdie vergelyking kom eintlik diep jare terug daar in Jerusalem. Jy sien tussen Jerusalem en die volgende stad was daar 2 berge, die Tempelberg en die Olyfberg. En om by hierdie een stad na die volgende stad toe gekom het, moes jy deur die Kidron vallei beweeg het. En in die middel van hierdie vallei was daar 'n doodskaduwee dal waar jy diep binne in die berge in beweeg het om aan die ander kant uit te kom. Daar het die son geskyn nie, dit was te diep, dit was nat, dit was koud, dit was gevaarlik en reisigers het baie kere omgekom wanneer hulle in hierdie diep vallei inbeweeg het, want daar was wilde diere wat hulle verskeer het en rowers het aan die kante gestaan en die mense ingewag, hulle doodgemaak en alles wat hulle gehad het by hulle gesteel het. Dit was uiters gevaarlik, dit was nat en koud. En baie kere wanneer mense aan die ander kant uitgekom het, dan het hulle 'n psalm gesing om te sê dat die Here het ons deur die doodsvallei gevat, want die Here is groot. En dis waaroor hierdie psalm vanmôre gaan, dat die Here vanmôre vir sy kinders wil sê, net soos 2500 jaar terug, is God vanmôre nog steeds dieselfde, hy is en hy kan nie verander nie, en hy sê vanmôre, al gaan jy deur doodskade weer, hoef jy nie bekommerd te wees nie, sê die Here, want ek het die krag, ek het die mag, ek het die autoriteit en die majesteit, om my kinders deur die dal van doodskade weer te kan vat. En miskien is jy nie vanmôre in 'n dal nie, miskien wag daar vir jou 'n dal, dan wil ek hê jy moet vanmôre hoop kry en moed kry, want God sit nog steeds op die troon. So 'n paar maande terug preek ek oor iets en ek sê, miskien is jy nie daar nie, maar jy gaan daar kom. En so 2 weke na daardie preek toe beland ek in daardie situasie en ek sê, Here, dankie, U het alweer 2 weke voor die tyd geweet om my voor te berei. En dit is waaroor kerk gaan. Ek wil jou vanmôre voorberei, want dit is nie wanneer nie, dit is nie as nie, dit is wanneer, ekskuus. Dit is nie as nie, dis wanneer jy deur die dal van doodskade weer gaan. Ek weet net een ding, dat lewe verander so. Vanmôre is jy bo en oormôre is jy onder. En daarom wil ek jou vanmôre bemoedig, maak nie saak of jy 'n siekte het, of jy 'n verlies het, of jy finansiële druk het nie, of jy teleurstelling het, of dood, depressie, vervolging, ongeregtigheid, maak nie saak wat jou dal se naam is nie. My God is die een wat mense deur doodskade weer kan lei. Glo jy dit vanmôre? Jy sien die probleem met doodskade weer in die dal van doodskade weer is, jy sien geen lig nie. Wie waarvan ek praat? Pastoor, ek is in hierdie omstandigheid, ek is in hierdie situasie, ek sien geen uitkoms nie, ek sien geen lig nie, ek sien niks nie, en ek is besig om morbied te word.
En vanmôre het die Here die antwoord. Jy hoef nie oorweldig te voel nie. Jy hoef nie te voel of alles hopeloos is nie. My koning sit op die troon. En daarom wil ek vanmôre 'n bietjie met jou praat oor, wat moet ek weet van hierdie dal? Sodat ek wanneer ek in die dal beland, ek weet daar's hoop. Sodat wanneer ek in die dal beland, ek kan weet daar is uitkoms. Dat wanneer ek in die dal beland, om te weet dit is nie die einde nie, God het 'n plan. Vanmôre wil ek so 'n bietjie met jou praat, so 5 dingetjies rondom, wat moet ek weet van hierdie dal? In die eerste plek, hierdie dal is nie, sê gou saam met my nie, hierdie dal is nie 'n eensame plek nie. Wanneer jy in die moeilikheid beland, dan kyk jy so rond jou en wat sien jy nie? Jou vriende nie. Hallo, kom aan. Wanneer dit met jou goed gaan, man, dan braai ons elke Vrydag aand en die parties is groot en daar's mense rondom jou. Maar my oomblik wanneer ek in die nood is ek alleen. Kom aan kerk, dit gebeur nie net daar aan die kant hier, dit gebeur hier ook. En baie keer wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons vir onsself, "Sjoe, ek voel so alleen." Wie het dit al gesê? Ek voel so alleen. Dis asof ek alleen in hierdie probleem is. Asof niemand my raak sien nie. Ek loop in die straat en ek voel of ek hierdie oogklappe het. Niemand weet van my probleem nie. Pastoor, ek voel so eensaam. Ek voel so alleen dat ek eintlik wil uitbars in trane. Maar ek het vanmôre gekom met goeie nuus. Wanneer jy in die dal van doodskade weer inbeweeg, is jy nie alleen nie. Psalm 23 vers 4 sê, al gaan ek ook deur 'n dal van doodskade weer, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom nie? Hoekom nie? Want U is met my. U is met my. Ek hou nogal van Psalm 23. Psalm 23 begin met die woorde, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. En dan sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, U Here is met my. Die Here is met my. Dit voel dalk vir jou of jy alleen is, maar ek wil vanmôre hê, dat terwyl jy in daardie dal inbeweeg, kyk 'n bietjie rond. Ek weet dit is donker, maar voel net bietjie om jou, en jy sal die teenwoordigheid van die Heilige Gees rondom jou ervaar, van die Here sê, jy is nie alleen nie, ek beweeg saam met jou. Die grootste belofte van 'n doodskade weer, is nie dat jy aan die ander kant gaan uitkom nie, dis dat jy nie alleen deur die dal gaan beweeg. En maak nie saak hoe lank dit vat nie, maak nie saak hoeveel kronkels daar is nie, maak nie saak wat jy alles in daardie dal gaan beleef nie, jy stap nie alleen nie, jy is nie alleen nie. God se teenwoordigheid, hoor my hart, is groter as die donkerte van enige dal. Jurika, kan jy getuig? Dit maak nie saak wat jou dal se naam is nie. Jy ken Jesaja 43 vers 2, of ek hoop jy ken dit. As ek deur die water gaan, U is met my. Sjoe. As ek deur die dal moet beweeg, U is met my. Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, selfs nie eers in die dal van doodskade weer nie. Jou vriende, jou familie, jou kollegas, alles gaan jou los. Die Here los sy kinders nooit nie. Sy kinders verlaat hy nooit nie. Hoekom nie? Matteus 28 vers 20 sê, ek is met jou. Ek is met jou. Die vers is nie klaar nie, né? Dan let nie, die vers gaan aan. Ek is met jou al die dae van jou lewe. Oom Vaan, kan hom daarvan getuig? 80? Nooit loop ons alleen nie. Sy kinders verlaat hy nooit nie. En wanneer jy alleen voel, hoor gou vir my, dis 'n leuen van die Satan vanmôre, om sy kinders te laat voel, dat te beleef en te ervaar dat hulle alleen is. Jy is nie alleen vanmôre nie. Santjie, en God is by jou. Die Here is by jou. Hy's met jou. Hy's vir jou. En as God dan vir my is, wie kan teen my wees? Ek het 'n paar voorbeelde hier. Josef was in die put, hy was nie alleen nie. Josef was in die tronk, Josef was nie alleen nie. Daniël was in die leeukuil, hallo, moet ek aangaan? Moses, Sadrak, Mesach, Abednego, ek kan aangaan en ek kan aangaan. Sy kinders verlaat hy nooit. En as jy vanmôre in 'n dal in beweeg, kyk rond. Kyk rond, die Here is daar.
Die Here is daar. Eintlik kan ek vanmôre stop net hierso. Dis al wat jy hoef te weet, dat jou omstandigheid is nie te groot vir die God wat ons aanbid nie. Nommer 2, wat moet ek weet van hierdie dal? Sjoe, hierdie dal is net tydelik. Hierdie dal is net tydelik. Kan ek jou gou 'n storie vertel? Miskien het ek al, ek kan nie onthou nie. Dis net 'n storie. Daar was 'n koning van 'n groot koninkryk en hy was op 'n oomblik baie verveeld met wat aangaan in sy koninkryk en hy stuur al sy wyse manne en al sy raadgewers en hy sê vir hulle, gaan kry vir my iets wat seker is, wat nie kan verander nie. Nou as hy Jesus geken het, het hy geweet Jesus is die sekerheid. Dit kan nie verander nie. Maar hy stuur sy mense uit en die een na die ander een kom terug en sê, hierdie wêreld het geen sekerheid nie. Wie dit al agtergekom? Maar dan kom 'n slim ouetjie terug en hy sê, koning, ek het iets gekry wat seker is, wat staan soos 'n paal bo water. Wat is dit? This too shall pass. Dis 'n sekerheid, so seker as 'n paal bo water, dat dit waardeur jy nou gaan, this too shall pass. Niks hou vir ewig aan nie. Ek weet, as jy in die dal in beweeg, dan dink jy, daar's geen einde aan hierdie probleem nie. Daar's geen einde aan hierdie situasie nie. Daar's geen einde aan hierdie dal waardeur ek moet beweeg nie. Maar elke ding waarmee jy begin, moet 'n einde hê. En net so, hierdie situasie, hierdie probleem, hierdie dal waardeur jy gaan, is net 'n seisoen, is net 'n hoofstuk, is net 'n tyd in jou lewe. Ek weet nie van jou en dit gee my bietjie hoop. This too shall pass. This too shall pass. Prediker skryf so mooi, hy sê, elke ding onder die aard, onder die hemel, het 'n bepaalde tyd. Maar hoor gou, wat skryf Dawid? Psalm 23 vers 4. Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Al gaan ek deur die dal van doodskaduwee. Dis asof dadelik Dawid geweet het dat my omstandigheid in my dal is nie daar vir altyd nie. Dis net vir 'n geruime tyd. Ek is net 'n reisiger deur die dal. Ek kan nie daar huis opslaan nie. Ek kan nie daar bou en daar bly nie. Geen herder maak krale in die dal nie. Nee, hy kry sy skape by groen weivelde. Jy's net besig om deur 'n situasie en deur 'n seisoen en deur 'n tyd van jou lewe te gaan. Josef het nie altyd in die tronk gebly nie. Israel het nie altyd in ballingskap gebly nie. En ek probeer nie jou probleem vanmôre goedkoop maak nie. Ek probeer vir jou iets sê, dat daar's altyd hoop. Jy gaan aan die kant uitkom. This too shall pass. Romeine 8 vers 18, ek hou van hierdie vers. Hy sê die lyding van die teenwoordige tyd, my eie woorde, kan nooit opweeg teen die ewige heerlikheid wat daar vir my wag nie. So pastoor, ek het chaos in my lewe. Dit kan nie opweeg teen dit wat God vir jou beplan nie. This too shall pass. En kry vanmôre 'n bietjie hoop. Kry vanmôre net so 'n bietjie krag om te weet, ek is nie alleen nie. En hierdie gaan verbygaan. Ek moet net oor dit kom. Ek moet net deur dit kom. Johannes 16 vers 20 sê, julle sal bedroef wees. Wie was al bedroef? Kom aan. Julle sal bedroef wees, die Nuwe Lewende Vertaling, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Wanneer ek in die dal beweeg, is my hart seer, is ek bedroef, maar hierdie is nie die einde nie. Hierdie is nie die einde nie. Die wat met trane saai, sal met 'n gejubel maai. Kan ek jou vanmôre goeie raad gee? Moenie terwyl jy in die dal van doodskaduwee is, groot besluite neem nie. Want is net vir 'n tyd. Dis net vir 'n seisoen. Dis net vir 'n hoofstuk. Bid en dan sê jy, Here, hou my gefokus op Jesus, die begin en die volëinder van my geloof. Here, maak my ore sensitief vir die woord. Here, maak my gehoorsaam. Here, help my dat ek kan loop, net aanhou loop, treetjie vir treetjie vir treetjie, tot ek buite aan die kant die dal uitkom. En dan maak ek besluite, Here, want hierdie is net 'n seisoen. Iemand moet vanmôre hoor. Die Here sê, dit waardeur jy gaan nie vir ewig aanhou nie. Dis net 'n seisoen. Nommer 3. Die dal is 'n plek van groei en ook van karakterbou. Ek weet jy wil dit nie hoor nie, man, ek word bloedig kwaad as ek deur 'n moeilike tyd gaan en iemand sê, die Here het 'n plan. Word jy ook ongelukkig?
Dis asof iemand nie simpatie met my het nie. Maar ek wil vanmôre vir jou sê dat elke dal van doodskade weer het 'n rede. Daar's 'n rede en die rede is nie dat God jou wil straf nie. Nee, God wil jou vorm. Hy wil jou karakter bou. Hy wil die beste uit jou bring, want God is besig om jou voor te berei, want ander kant die dal wag daar groot dinge vir die kinders van die Here. Die Here is besig om jou deur 'n dal te vat, want in hierdie dal gaan jy dinge leer en ervaar wat jy nie daar buite die dal sou geleer het nie. Jy gaan leer om op God te vertrou. Jy gaan leer om te bid. Jy gaan leer om Bybel te lees. Jy gaan leer om gehoorsaam te wees, sodat jy ander kant kan uitkom en dit wat jy in die dal geleer het, jou karakter gevorm het, sodat jy ander kant beter kan uitkom. Ek weet jy wil dit nie hoor nie. Pastoor, hierdie dal is donker, dis nat, dit is koud. Ek weet jy wil dit nie hoor nie, maar Romeine 5 vers 3 som ek op. Hy sê, elke verdrukking lei tot volharding. Wanneer ek deur verdrukking gaan, word ek volhard. En die volharding kweek my karakter, en die karakter gee my hoop, dat Jesus Christus sit vanmôre op die troon. Ek weet jy wil dit nie hoor nie, maar moenie vra, Here, hoekom ek nie? Here, hoekom so lank? Here, hoekom hierdie dal nie? Vra eerder, Here, wat moet ek leer, sodat ek gouer kan uitkom en kan doen wat Jesus my voorgeroep het? Eintlik is die dal God se kweekskool, of God se klaskamer, of God se werkswinkel, waar hy besig is om jou te vorm en jou te help en om jou reg te kry, sodat jy sterker aan 'n kant kan uitkom. Kan ek jou gou iets vertel? Daar by ons by die huis, het ek 'n boom wat so aan die kant van die huis gestaan het. En wanneer die wind waai, dan mis hy altyd hierdie boom. Hierdie boom staan op 'n plek waar geen wind naby hom kan kom nie. En in die begin van die jaar het daar 'n lekker sterk wind gewaai, en hierdie ou groot doringboom waai om. Maar die ou klein doringboompie wat buite staan, wat die wind waai, baie keer dan waai hy om, dat hy takke sommer so gaan staan regop. En ek leer net iets, dat die boom wat beskut was teen die storms, beskut was teen die dal van doodskade, wat beskut was teen al hierdie elemente, se wortels was nie so sterk soos die boom wat buite staan, en die wind het hom so bietjie geruk nie. Wanneer die wind jou bietjie ruk, word jou wortels sterker, en kan jy hanteer wat na jou kant te kom. Ek ken nie jou situasie nie, ek ken nie jou storms nie, maar jy moet so wees soos 'n boom geplant by waterstrome. Jou wortels moet dieper inbeweeg. Hoe gebeur dit? Net wanneer die herder bietjie kunsmis gooi, en bietjie los spit, en bietjie aandag gee aan jou, en jou bietjie snoei, en jou bietjie renoveer, sodat jy kan sterker aan 'n kant uitkom. Ek weet jy wil dit nie hoor nie. God is besig. God het 'n plan. Hierdie tyd waardeur jy gaan, sê Here, help my, vorm my, maak my net soos wat U wil. U die pottebakker, met my die klei. Maar ons hou nie daarvan nie. Ek weet self ek hou nie daarvan nie. My goedjies moenie verander nie, my goed moenie ongemaklik raak nie. Ek soek die goed dieselfde. En die Here sê, ek kan jou nie hier bo op die berg vorm nie. Jy moet deur my kweekskool gaan. Jy moet deur die klaskamer gaan, sodat jy ander kant kan uitkom en kan wees en kan word waaroor God oor jou gedroom het. Maak dit sin? Nommer 1, dis nie eensaam nie. Dis net tydelik, dis 'n plek van groei. Nommer 4, dis 'n plek van getuienis. Dis 'n plek van getuienis. Jou grootste getuienis kom nie van die berg af nie, maar kom uit die vallei uit. Jy gehoor wat sê ek? Wanneer dit met jou goed gaan, het jy bitter min om oor te getuig. Maar wanneer jy deur die vallei gekom het, en jy kan aan die ander kant uitkom, dan kan jy sê, sjoe, daar was wilde diere, daar was rowers, daar was water, daar was goed wat my wou opvreet en my wou vang, maar kyk, ek is vanmôre getuienis, dat die Here het my deurgedra. God bring ons nie net by 'n dal vir onsself nie, maar vir ander mense. Sodat ek en jy kan getuig en ander mense kan bemoedig wat God in die dal kan doen. Hoor gou mooi, mense word nie aangeraak van wat stories jy vertel nie, hulle word aangeraak deur die stories wat God in jou lewe gedoen het.
Wie kan daarvan getuig? So, ek het 'n storie om te vertel. Ek het 'n storie om te vertel. Toe ek in my doodskade wee was, het God die manne aan die kwartels gestuur. Toe ek in my doodskade wee was, het God die arende gestuur. Toe ek in die doodskade wee was, moet ek regtig aangaan, het God gesorg en ek kan aan die ander kant uitkom en ek kan getuig vir jou wat op pad is na die doodskade wee. Hou net vas dat die Here is vanmôre getrou. Psalm 66 vers 16 sê: Kom luister almal wat die Here vrees. Ek wil vertel wat die Here vir my gedoen het. Dit moet ons motto wees. Kom vertel, ek wil jou vertel van wat die Here vir my gedoen het. Hoor gou-gou, die wêreld daar buite soek goeie nuus. Hulle is hopeloos. Hulle soek nuus en dan sit hulle die radio aan en die TV aan en hulle is op Facebook en hulle kry geen goeie nuus nie. Ek het 'n storie om te vertel. In my dal het God wonderwerke gedoen en ek kan getuig van sy grootheid. Wanneer jy deur 'n dal gaan, is dit nie vir jouself nie. Dit is sodat jy kan getuig dat God is goed. 2 Korintiërs 1 vanaf vers 3 sê, hy troos in al ons verdrukking, sodat ons ook ander mense in hulle verdrukking kan vertroos. Sjoe, is dit nie mooi nie? Ek hou van die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê dit net so mooi en so plat. Die Here het my vertroos in al my verdrukking, sodat ek ander mense in hulle verdrukking kan vertroos. Ek hoop nie dat wanneer jy deur 'n dal van doodskade weer beweeg het en jy aan die ander kant uitkom, jy jou stories jouself gaan hou nie. Sjoe, dan is dit nie moeite werd gewees nie. Maar wanneer ek aan die kant uitkom, al het ek 'n sny op my arm, al is my been in gips, al het ek 'n hou weg op die oog, al het ek so 'n mank stappietjie en al lyk ek nie soos ek gelyk het nie, ek kan getuig dat God is groot. Ek kan getuig daarvan. Ek kan getuig dat die Here dra deur. Hoor wat sê Openbaring 12 vers 11. Hy sê, en hy het oorwin. Hulle het oorwin. Deur wat? Deur die bloed van die lam en deur die woord van ons getuienis. Hoe gaan ons oorwin? Deur om ander mense aan te moedig en ander mense te vertel, ek was ook daar. Dis nie so erg nie. Kan ek gou 'n bietjie skinder? So 'n maand terug smile ek daar in die bidkamer. Ons is net voor ons bid. Ou Junior het nog nie gegaan vir sy skoueroperasie nie. Nou moan hy oor die arme so seer en hy moan. En Chris steek sy bors so uit en hy sê, ek was vir daardie operasie, dis nie so erg nie. Junior, dit was nie so erg nie. Iemand was deur dit gewees en hy kan getuig dat God getrou is, God genees, God red. En Junior sê, as jy dit kan doen, kan ek dit doen. Dis 'n simpel voorbeeld, maar hoor my hart vanmôre. Ek is deur die dal. Pas op, as jy so 'n kilometer in die dal is daar so 'n skerp draai, daar's 'n bietjie mos, jy gly maklik daarso. En om die linker draai om die 4de hoek is daar altyd 'n beer wat jou wil opvreet. Kyk uit vir hom. En wanneer ek deur die dal gaan, dan onthou ek van die wonderwerke en ek stap aan die ander kant veilig uit. Hoekom? Want ek het 'n storie om te vertel. Die dal, ek het hier geskryf, die dal wat jou laat huil het, kan ander mense hoop gee. Kan ander mense hoop gee. God verander 'n dal in getuienis. God verander 'n wond in 'n getuienis. God verander my hartseer in 'n getuienis. God verander my pyn in 'n getuienis. God verander alles wat sleg is in 'n getuienis. Het Josef nie die volgende woorde gesien nie? Julle het onheil teen my beplan, maar God het dit omgedraai en my daarmee geseën. En terwyl ek deur die dal loop, dan maak ek voorbeelde by mekaar, memories by mekaar, sodat wanneer ek ander kant kan uitkom, ek kan getuig dat die Here is goed. Psalm 71 vers 15 sê, maak my mond oop om te getuig van die goedertierenheid van die Here, totdat al die geslagte dit gehoor het. Ek gaan nie ophou getuig, totdat al die geslagte gehoor het hoe God was nie. Dit was die doel van Psalm 107, sodat die kinders wat kom, sal kan hoor en sal sien en beleef, dat God het die volk uit ballingskap uitgehaal.
Onthou jy Matteus 5 vers 19? Jesus het 'n man met 'n klomp bose geeste aangeraak en die geeste het verdwyn in die varke en hulle het verdrink, die besete van Gadara. En hierdie besetene, jy kan dit gaan lees, vra vir Jesus, kan ek maar saam met u gaan? En dan antwoord Jesus hierdie mooi woorde, hy sê, gaan na jou huis toe. Gaan na jou huis toe en vertel van die groot dinge wat Jesus vir jou gedoen het. Gaan huis toe. Maar Here, ek kan saam met U beweeg. Ek kan soveel dinge saam met U beleef. Nee, dis nie die plan nie. Jou dal van doodskaarwee is 'n getuienis. Gaan huis toe. Gaan vertel, gaan wys vir die wêreld hoe groot God is. Psalm 126 vers 1 sê, toe die Here die lot van Sion verander het, was my mond vol van lof, my tong was vol van lag en van gejubel. En toe het hulle dit onder die heidene versprei. Die Here het groot dinge gedoen. Weet jy wat? Partykeer kan ek nie getuig nie, ek is bietjie skaam. Maar wanneer ek ander kant uitkom, gaan die wêreld sien wat het God in my lewe gedoen. Jesaja 43 vers 10 sê, julle, maak gou so, julle is my getuie. Julle is my getuie. Ek sluit af. Wat moet ek in hierdie dal weet? Hierdie dal is 'n stil plek. Ek wil jy moet gou vanmôre die prentjie kry van hierdie donker dal waardeur jy moet beweeg. Dis koud. Dis nat. Dis doodstil. Ek weet jy of jy al diep in 'n berg geloop het nie? Jy hoor nie in die berg die karre se geluide van die highway af nie. Jy hoor nie geluide daaronder nie. Dit is so sag dat jy die wind hoor waai deur die blare. Wanneer daar diere rondbeweeg, dan hoor jy hoe trap hulle. Jy hoor alles in die dal, want 'n dal is stil en is rustig, tot jy beweeg saggies en stil, want die stilte is baie, baie stil. Hoor gou my hart. Wanneer dit met jou goed gaan, is daar altyd geraas om ons. Kom aan. Die TV speel hard en die kar se radio is hard en ons sing saam en ons hou partytjie. Wanneer dit met ons goed gaan, is daar altyd 'n geraas. En so nou en dan moet die Here ons deur 'n dal van doodskaduwee stuur, sodat dit net kan stil word rondom ons. Weet jy wat begeer die Here meer as iets? Hy begeer nie jou geld nie. Weet jy wat begeer hy? Dat jy sal luister. Ek weet nie van jou nie, ek sukkel om hier bo op die berg te luister. Tussen al die geraas en die wêreld se goed wat na ons kant toe kom en alles wat gedoen moet word. En net so nou en dan moet die Here my deur die dal stuur, sodat dit kan stil raak, want God skree nie. Hallo? Wanneer my lewe besig is, dan praat die Here nie al hoe harder sodat ek hom moet hoor nie. Hy praat juist al hoe sagter en sagter. En so nou en dan moet ek deur die dal beweeg, want die Here is nie in die aardbewing nie, hy is nie in die rukwind nie, hy is nie in die vuur nie, nee, 1 Konings 19 vers 11, hy is in die sagte stilte van die aandwindjie. En vanmôre weet ek, jy wil net uit die dal uit beweeg, jy wil net daar uitkom. Weet jy wat die beste ding wat jy in die dal kan doen, is om 'n stoel uit te trek en te sit en sê, Here, hier is ek, spreek Here, die dienskneg luister. Here, hier is ek luister. So Here, vergewe my, ek was bietjie gejaag daar buite die dal. Ek was 'n bietjie besig geweest, ek het baie planne gehad en baie dinge, maar nou wil ek net sit. Ek kry regtig die prentjie van iemand wat net moet sit. En sê, Here, ek weet nie vorentoe nie. Ek weet nie wat vir my wag nie. Ek weet nie wat ek moet doen nie. Here, hier sit ek totdat U spreek. Ek doen niks as die Here nie met my praat nie. En in hierdie dal raak jou ore meer sensitief vir die stem van die Heilige Gees. Raak jou ore meer sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Ek wil dit weer sê, op die berg waar dit raas, gaan jy moeilik God se stem hoor, maar wanneer jy stil word, hoor jy God se stem. Psalm 46 vers 1 sê, wees stil en weet, ek is God. Ek is God.
Ek is die Here wat jou gaan deurdra. Jesaja 50 vers 15 sê, wees stil, vertroue, daarin lê jou krag, sê die Here. Nie in geraas nie, maar in die stil wees. Daarin lê jou krag. Hosea 2 vers 14 sê, die Here praat van sy volk. Hy sê, ek sal haar die woestyn instuur en daar sal ek met haar hart bemoeienis maak. O, Here. Sien, partykeer moet die Here jou so 'n bietjie in die woestyn instuur. Partykeer moet hy jou so 'n bietjie in die dal instuur. Hoor gou, ek sê nie dat wat met jou gebeur is God se skuld nie. Ek sê die Here kan die dal gebruik sodat hy jou ore kan sensitief maak vir die stem van die Heilige Gees. Die dal is 'n plek van hoor. Die dal is 'n plek van ontmoeting. Die dal is 'n plek van stil wees. Die dal is 'n plek van luistering en dan word die dal 'n wonderwerk. Dan word die dal 'n getuienis. Dan word die dal 'n storie wat ek kan vertel want ek het 'n ontmoeting met die Here gehad. Die volk van die Here moet stil word. Ek weet ek is self skuldig. Ek wil nie stil sit nie en ek wil nie stil raak nie. Ek is te besig van geaardheid. Ek sê dit baie, as ek by die bad van Bethesda gelê het ek self die water geroer, want die dinge moet gebeur. Die Here soek jou aandag. Die Here soek jou hart. Hy soek jou oor. My volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Hoe kry ek kennis? Ek raak stil in die dal. Ek weet jy ken hierdie goed. Maar vanmôre wil ek jou net so 'n bietjie kom hoop gee het. Ek wil jou net so 'n bietjie kom bemoedig het dat hierdie dal het 'n rede. Dis nie 'n eensame plek nie, God is daar. Dis net tydelik, this too shall pass. Dis 'n plek waar God jou bietjie wil vorm, dis 'n plek waar jy getuienisse gaan opdoen om ander mense te help, maar is ook 'n plek waar jy die stem van die Here kan hoor. Kom ons sluit ons oë. Dankie Jesus. Here, baie van ons ken die dal van doodskaduwee. Here, ons was daar of ons is nou daar. En Here, dit is 'n moeilike plek om te wees. Here, want ek voel alleen. Here, ek voel eensaam en ek voel of daar geen lig aan die einde van die tonnel is nie. Here, dankie dat ek vanmôre net deur u woord weer kon hoop kry het. Here, u te plan. Hierdie is nie my einde nie. God is nog nie klaar met my nie. Dis 'n manier wat God my wil vorm. Ek wil vanmôre kom bid, Here, dat u met elke persoon vanmôre bemoeienis sal kom maak. Here, maak nie saak hoe groot en hoe donker ons vallei is nie. Here, wil ek bid dat u ons sal deurdra. Ons gaan vanmôre 'n ou koortjie sing, soos 'n hert smag na waterstrome, Here, smag ek na u. Jy sien, wanneer jy in die dal is, kry die skape swaar. En dan kom die herder en hy vat hulle uit na groen weivelde toe. As jy vanmôre deur 'n dal gaan, dan wil ek hê jy moet jou oë toemaak vanmôre, net jy en die Here is nou besig. En dan sê Here, ek is u kinders, ek is die skaap en ek smag vanmôre na uitkoms. Sing dit saam met my.